Kom ons sit net so, dan sluit ons net weer eens ons oë. Dankie, liewe Heer, vir die mooiste musiek, waarmee ons U kan loof en eer. Wees nou met ons, Vader, waar ons nou ingaan met die Sabbatskool. Here, die boodskap wat U vir ons het, dat ons dit diep in ons harte sal bære, en dat ons daarvolgens sal lewe. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Om ons Sabbatskool mee te open, sal ons staande saam sing van lied 230. Ek wil net verjaar staan, Duan de Lange verjaar vandag, oom Thys verjaar die 3de, en dan klein Simonai Miller verjaar dan die 5de. So dat elkeen 'n geseënde jaar sal hê wat voor lê. Ons gaan nou kyk na die sendingverhaal. Maud Sisley Boyd was die eerste vroue sendeling wat deur die Sewende Dag Adventiste Kerk se buitelandse sendingraad gestuur is. Maud Sisley was gebore in 1851 in Kent, Engeland. Na haar pa se dood immigreer die familie na die VSA waar hulle die Adventiste boodskap aanneem. 'n Besoek deur James en Ellen White oortuig hulle daarvan om te verhuis na die kerk se hoofkantoor in Battle Creek, Michigan. Maud was reeds vir 10 jaar Adventist toe sy geroep is om as 'n sendeling te gaan werk. In 1877 verlaat sy die VSA vir Europa, waar sy uiteindelik in Switserland en Engeland sendingwerk gedoen het. Na 'n hele aantal paar jare in Europa keer sy terug na die VSA, betyds om die tweede jaarlikse sessie van die Algemene Sabbatskoolvereniging by te woon in Battle Creek, Michigan. Hier ontmoet sy nog 'n sendeling, die weewenaar Charles L. Boyd. Die paartjie trou in 1879 en is geseënd met 2 dogters. Die Boyds is as deel van die eerste groep Adventiste sendelinge na Kaapstad, Suid-Afrika vertrek. Hulle jongste dogter Ethel sterf tragies op die ouderdom van 3 hier in Afrika. Die familie bly vir 4 jaar in Afrika en keer weer terug na die VSA betyds vir die Algemene Wêreldkonferensie Sakesitting in Battle Creek 1891.
By hierdie sakesitting word Charles gevra om die president te wees van die Tennessee River Konferensie in Nashville, Tennessee. Die Boyds was van die eerste werkers in Amerika se suide, waar hulle daarna gestreef het om rasseversperrings af te breek in antwoord op die oproep gemaak deur Ellen White. Hulle het 'n kerk gestig wat beide wit en swart lede toegelaat het om saam te aanbid. In 1898 sterf Charles in Asheville, Noord-Carolina met sy vrou naby hom. Na die dood van haar man word Maud en haar familie genooi om saam met Ellen White in Australië te help met die stigting van die Avondale skool. Maud was 'n gerespekteerde onderwyseres en het 9 jaar daar spandeer. Haar dogter Ella word 'n sendeling in Tonga. Toe Maud se suster skielik siek word, besluit sy om terug te keer na Massachusetts om naby haar te wees. Sy hou egter steeds vol met Bybelwerk. Tydens die laaste 17 jaar van haar lewe dien sy as Bybelonderwyseres by Loma Linda en Glendale Sanitariums in Kalifornië. As onderwyseres spandeer sy ook 1 skooljaar by Oakwood Junior College in Alabama en na haar suster se dood keer sy terug na Australië om by haar dogter Ella te gaan bly. Hier sterf sy in 1937 en is begrawe langs haar moeder in die Avondale begrafplaas in Korangbong, New South Wales. Maud Cicely Boyd het haar lewe lank ander gedien en haar nalatenskap leef voort tot vandag toe. Vir meer stories omtrent sendingpioniers, besoek encyclopedia.adventist.org. Ons sal nou geleentheid gee vir die opneem van die offergawe. Is daar enige spesiale versoeke? Dus maar net dink aan oom Piet en tannie Elsie, hy is nog in die hospitaal, maar dit gaan goed. Maar die spesialis is nog besig met toetse, so ons wag nog vir die uitslae. En tannie Rina, sy gesondheid, is tannie reg? Is reg. Nog iets? Ons het baie lekker reën gehad, so. Diegene wat oom Henry seils ken en Joyce soos oorlede, sy word môre begrawe. Of bedenkings, ek kan hulle dink, is van valwater. Okay. Alright. As vra waar dit moontlik is, dat ons sal... ekskuus oom. Ja, ek wil net sê ons ek het gister 'n boodskap gekry van die Wolf Danbaar af. En sy stuur toe vir my 'n klomp foto's van 'n voertuig wat verfrommeld is. Nou, diegene van die wat kon onthou, Samuel Jacobs, dit is vir so 'n jaar en 'n half in Pietersburg. Hy het of 'n blackout gekry van die slaap geraak in die vroeë ure van die oggend en die voertuig waarna hulle gery het, verskeie kere gerol, maar nie een van hulle ernstige beserings op nie, hulle het maar net gekneus en skaaf en so. En ons wil die Here baie dankie sê daarvoor. Ons vra waar dit moontlik is, dat ons sal saam neerkniel vir gebed. Here, ons kom vanoggend na U met dankbare harte. Here, deur die hele week kon ons sien hoe U hand ons gelei het. En ons dank U daarvoor. Here, ek wil die mense aan U opdra wat genoem is, Here, en ek wil vra dat U aan elkeen sal voorsien dit wat nodig is. Dankie dat ons hierdie versoeke tot U kan rig. En weet, Here, U sal U hand oor hulle elkeen hou. Dankie vir die wonderlike reën wat U vir ons gestuur het, om die aarde te benat.
Dankie vir die nuwe lewe wat dit skep, vir die voeltjies wat so juig oor al die reën wat geval het. Dankie Here vir u goedheid, dankie vir u genade. Dankie vir elke deeltjie wat ons kan terugbring. Neem dit, gebruik dit tot uitbreiding van u koninkryk. Wees met ons die res van hierdie oggend, dat ons u naam kan loof en prys. In Jesus naam. Amen. Ek wil vanoggend bietjie met julle ons fietsry ekspedisies deel. En hoe die Here die natuur gebruik om vir ons eenvoudige lesse te leer. Ek het my vorige Sabbatskool genoem van ons groepie hier op die plaas wat begin fietsry het. Nou hierdie trippie wat ek julle van wil vertel, was ons eerste trippie as 'n groep in die Wildtuintjie. Nou hierdie groepie het uit die volgende mense bestaan. Dit was ek en Andy, Walter, Simonei, Martin, Kobus en my pa. Ons as groep trek saam weg en daar gaan ons. Voor Martin en Kobus bring daar 2 kudde koeie uit die bos uit voor hulle verby. Nou dit laat my dink aan die lewe se verrassings, wat mens so ewe skielik onverwags bespring. Hoe reageer ons? Skrik ons so groot dat dit ons lam lê of druk ons deur? Soms is dit net so vinnig verby soos wat dit gekom het. En soms slaan dit ons voete onder ons uit. En die nagevolge is meer langdurend. Nou by elke afdraaipunt stop ons en wag tot almal opgevang het voordat ons aanbeweeg. Toe ek by die afdraaipunt kom, staan Kobus, Martin en my pa en wag. En ek sien my pa se arm is vol bloed. En ek vra vir my pa en die? En hy sê 'n katbos het hom gehak. Nou net om te verduidelik, 'n katbos is 'n bos met sulke hakdorings soos 'n kat se naels. En as hy jou hak, bly daar 'n stukkie van jou in die bos agter as herdenking. So met ander woorde, hy hak jou velle af. Walter stop by ons en Martin sê vir hom, 'n katbos het oom Piet beet gekry. En Walter sê sy reaksie, in watter bos? Hy het nie 'n kat gesien nie. Wat 'n kat was dit? Soms hoor ons net wat ons wil hoor, of wat ons dink ons hoor. So soms vat dit 'n verduideliking om misverstande te voorkom. Deur om te verduidelik wat jy eintlik bedoel met dit wat jy gesê het. Nou so ry ons verder aan tot by die volgende afdraaipunt en wag en rus. En ek vra hulle, het julle verskil hierdie skilpad in die pad gesien? Ja, ons het hom gesien. En Kobus met 'n vraagteken op sy gesig vra, skilpad? Waar was hy? Gelukkig het Kobus hom nie raak gery nie, anders het hy gratis vlieglesse in die Wildtuin gekry. Kobus het nie sy bril aangehad nie, so dan kan hy nie veel verder as net hier voor hom sien nie. Die lewe gaan soms so vinnig verby, dat mens kosbare dinge langs die pad mis. Maak seker jy het jou bril aan, sodat jy duidelik die pad kan sien, wat die Here wil hê jy moet loop. Iewers langs die pad kom Martin agter dat daar 'n skaapdoring in sy wiel is. Hy besluit toe om hom daar te los en nie uit te trek nie, want anders gaan hy terug kar toe moet stap. Laat die Here nie soms toe dat ons met 'n doring in ons vlees rondloop om ons nederig en naby hom te hou nie, sodat ons op sy sterkte moet staatmaak en nie op ons eie sterkte nie. Paulus skryf in 2 Korintiërs 12 vers 7. Al my versies het ek uit die Bybel, uit die boodskapvertaling uitgekry. Om seker te maak dat ek nie te veel van myself sou begin dink oor al die openbarings wat ek ontvang het nie, het God 'n groot struikelblok oor my pad gestuur. Al my swaar kry en swakhede was soos 'n doring wat die hele tyd in my voet bly vassit het. Ja, dit was soos 'n boodskapper wat die duiwel na my toe gestuur het om my pimpel en pers te kom slaan.
Hierdie struikelblok moes keer dat ek verwaand raak oor al die wonderlike geestelike ervarings wat ek al beleef het. Verder kom ons op 'n baie klipperige en 'n ongemaklike stukkie pad. Net so kan die lewe nie net altyd glad verloop nie. Ons moet soms klipperigheid en ongemak ervaar, wat ons balans en standvastigheid toets. Van ons besluit toe, die einde is naby, nou gaan ons bietjie trap vir die einde. Ek ry agter Kobus, en daar tref ons dik sand. Kobus gly en koop amper vir hom 'n stukkie plaas. Maar gelukkig kry hy sy fiets onder beheer. As hy geval het, sou 'n boor hom geval het. Nou is ons nie geneig om baie keer die stroom te wil volg nie. Soms spring ons in noue ontkoming vry, maar ander kere val ons saam met die stroom in die sonde en verderf. Romeine 12 vers 2. Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle lewe elke dag aan hom moet oorgee. Kobus en Martin ry vooruit en Slakkie agterna. Ek is nie een vir spoed nie, jy kan maar ry, maar ek sal jou vang by die opdraandes. Ek kry hulle by die Wildtuin se hek en Martin sê ewe braaf, dit lyk of jy nog energie oor het, gaan ons gou brug toe ry en terug. Ek stem toe in en ons drie pak die pad brug toe aan. Soms loop die lewe wye draaie met ons. Maar wat belangrik is dat ons altyd moet terugkom na Jesus toe. Ons is brug toe en terug en Walter en my pa sluit by ons aan en Walter praat van die slangstreep in die dik sand. Kobus se aanbod op daardie stukkie grond. Die dinge wat ons doen en sê los 'n indruk. Soms sigbare merke in ander se lewens. Andy en Simone sluit by ons aan en ons groep is weer voltallig. Ons as gesinne gaan daagliks uit, elkeen in hul eie rigting. Kinders gaan skool toe, ouers gaan werk en deur die Here se groot genade kom ons almal weer aan die einde van die dag bymekaar. Besef ons hoe kosbaar dit is. Partykeer skei ons baie permanent, maar hardloop die wedloop op so 'n manier dat julle weer aan die einde verenig kan word. Een Vrydagmiddag pak ek, Walter, Kobus en Marlies die damroete aan. Aan die einde van daardie roete het ons almal eenparig besluit, nooit ooit weer nie. Ons is af na die dam toe. Die sand is so dik, as jy trap, staan jy basies stil, want jou wiele spin onder jou. Soms voel dit mos, jy doen en jy doen en jy doen, maar jy kom nêrens nie. Walter en Marlies besluit hulle vat die volgende paadjie huis toe. Nou ek wil graag gaan kyk hoe vol is die ander dam en Kobus sê hy kom saam. Die pad het baie sleg verspoel. Jou pad ry jy so half op 'n wal, maar as jy jou kan kry, dan is jy in 'n sloot. Dan klim jy weer op die wal en voor jy weer kan kry, is jy weer af in die sloot. Dit maak jou moeg. Jou bene raak soos jelly. En as jy wil val en keer met moeg, bewerige bene, werk dit nie so lekker nie. So is die lewe. Sodra jy dink jy is op jou voete, kom iets verby en slaan jou voete onder jou uit. Van die wal af in die sloot, keer op keer. Maar wat belangrik is dat jy moet bly opstaan en aanhou probeer. Spreuke 24 vers 16. 'n gelowige staan elke keer na 'n terugslag weer op. Mense wat die Here nie ken nie, oorleef dit nie. Hulle het nie die moed om weer van voor af te begin nie. Na die gestoei kom ons by die dam. En watter sig was dit nie gewees nie. Die mooiste mooi, die gesukkel en die stryd was op die ou end alles die moeite werd.
So wag daar vir ons 'n kroon aan die einde van ons wedloop. 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27 sê: Julle weet dat al hardloop 'n klomp mense in 'n resies, daar net een wenner kan wees. Moenie die spel van die lewe speel met die doel om tweede te kom nie. Leef jou lewe so dat jy wen. As iemand 'n resies wil wen, oefen hy eers hard. Met 'n gewone resies is die prys vir die wenner klein. Maar in die resies van hierdie lewe is die prys vir die wenner baie groot en dit hou vir altyd. Daarom haal ek alles uit en speel die spel van hierdie lewe so goed ek kan om te wen. Ek doen wat nodig is, al vra dit wat ook al van my. Dan vertel ek nie vir ander wat om te doen, maar sak self in die wedloop van die lewe uit. Dit is soos die kleintjies as hulle atletiek doen en mamma en pappa wag by die eindstreep. As hulle begin hardloop, dan kyk hulle langs hulle en agter hulle vir hulle maatjies, tot jy hulle aandag kan kry en hulle sien jou en hulle oë is dan net op jou gefokus. Dit is asof hulle daai ekstra bietjie of daai bietjie ekstra uithaal om so vinnig as wat hulle kort beentjies kan hardloop om by jou uit te kom om in jou arms in te hardloop. Jesus wag vir ons met oop arms. Gaan ons oë op ander langs ons of agter ons hou? Wat gaan maak dat ons kan struikel en val? Of gaan ons ook ons oë op hom gefestig hou en daai ekstra uithaal om in sy arms in te hardloop? 'n liefdevolle vader wat sy kind omhels en sê, mooi so, my goeie en getroue kind. Hou goeie moed, die lewe het wel sy klipperige en kronkelpaaie en soms oneindige struikelblokke wat jou reis baie moeilik maak. En soms wil jy terugdraai en ander gaan waarsku en sê, moenie hierdie pad vat nie, want jy gaan nie heel aan die ander kant uitkom nie. Draai terug, kry jou fokus reg en hou vas aan die een wat jou paaie gelyk maak. En wat alleenlik vir jou die krag kan voorsien om die wenstreep te behaal. Amen. Ons gaan nou luister na 'n spesiale lied. As I look back on this road I've traveled, I see so many times He's carried me through. And if there's one thing that I've learned in this life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. And everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices when I read the promise. There is a place that I'm preparing for you. I know someday I'll see my Lord face to face, 'cause my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. And everything He has said He will do. Every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love for me. And when I lack the understanding, He gives more grace to me.
has said he will do. And every morning his mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true. Kom ons sit net so en sluit ons af met gebed. Dankie liewe Heer dat ons kan weet, U is getrou. Dankie Vader dat ons kan weet, as ons iets vra, dat U sal voorsien dit wat nodig is. Help ons dat ons oë op U gerig sal hou, sodat wat 'n struikelblok ook al op ons pad mag kom, dat U dit vir ons gelyk sal maak. Dankie dat U 'n liefdevolle Vader is. Dankie dat U met oop arms vir ons wag. En help ons Here dat ons hierdie wedloop van die lewe volhard sal hardloop, om eendag by U te kan uitkom. Wees met ons nou deur die res van hierdie dag, seën, behoed en bewaar ons. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.